Voordat ons lees, kom ons bid saam. Here, dankie dat ons uit die woord uit mag lees. Dankie dat ons so baie van U kan ontdek. En dat U toelaat dat ons naby U mag wees. En dat U so naby aan ons is, dat U deel is van ons. Dat U in ons is. Dankie Here dat ons kan weet, ons is in U hande. Here, as ons lees uit die woord uit, dan ontdek ons U liefde en U genade vir ons. En Here, help ons om ons harte oop te stel en sê, Here, ek is bereid om te hoor wat U vandag vir my wil sê. En help dit my om my lewe oor te gee aan U en sê, Here, verander my lewe. Dankie Here vir al die liefde en al die genade. Amen. Kom ons lees Romeine 12 van vers 1. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesentlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. God het baie lede in een liggaam en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons baie in Christus een liggaam en almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Ons lees tot sover. Nou as mens Romeine lees, dan is dit baie keer so klein bietjie de mekaar, maar Paulus maak baie erns daarmee met wie ons is en wie God is. En daar's 'n hele ding wat hy vir hulle verduidelik in die eerste hoofstukke van Romeine, van wat die wet is en wat sonde is, en het Christus nou die wet vervang, moet ons nog die wet nakom, is dit nodig, want ons is ons nou uit genade uitgered. So hy verduidelik wat is sonde, wat is die verband met sonde en die wet. En dan maak hy erns, as hy nou oor hierdie hele wet ding en die sonde en goeders gepraat het, dan kom hy en hy sê, maar God se genade is baie groot. En die geskenk wat hy vir ons kom gee het, is baie groter as wat ons ooit kan dink of droom. Het is 'n geweldige groot geskenk wat God vir ons kom gee het, deurdat hy sy seun gestuur het aarde toe, om onder ons te kom woon, en toe te laat, dat hy sterf, vir ons sondes, namens ons, betaal vir alles, wat ek besluit het om te doen. Die keuses wat ek gemaak het, wat swak is, het Jesus gesê, maar ek sal vir dit betaal. Dit is 'n verskriklike groot geskenk wat die Here vir ons, wat die Here vir ons kom gee het. God het vir jou die geleentheid gegee, om oor te mag begin. Om by hom te kan wees. Ons mag in God se teenwoordigheid wees. Dit is so groot. Jy mag in God se teenwoordigheid wees. Die God van die heelal, wat heilig en almagtig is, wat ons nie regtig nie werd is om voor te kan staan nie. As jy kind van God is, mag jy in sy teenwoordigheid wees. Dit is so geweldig groot. Dit is so groot.
En jy kan dit doen vir geen ander rede as dat omdat God jou so lief het. Romeine 8 wat dan nou sê, niks kan jou skei van my liefde nie. Nie eers die dood nie. As mens dink aan God se redding en mens lees Romeine deur, dan kom mens agter, God het aan al die loopholes gedink. Hy het gedink aan alles. Hy het geweet, ons gaan 'n klomp verskonings hê. Hy het geweet, daar gaan 'n klomp goed wees wat mens oor wonder, en hy het aan alles gedink. Hy het gesê, my kind, as jy my kind word, dan is jy myne. En niks kan jou wegvat nie. En dan kom ons in Romeine 12, en dan sê Paulus, okay, nou is dit ons beurt. Hy sê vir die gemeente, wat verwag God dan nou van ons? As ons hoor, ons sondes is bevry. As ons hoor, die betekenis van die wet het verander. As ons hoor, Jesus het ons kom vrymaak en sy genade vir my is goed genoeg, is groot, is meer as wat jy ooit kan dink of droom. Sy geskenk wat hy vir jou kom gee het, dis verniet, maar is 'n groot geskenk. Wat is dan, hoe reageer ons hierop? En Paulus sê, gee julle self as heilige offers aan God. En met ander woorde, ontvang die geskenk, vat dit, aanvaar dit en sê, Here, wow. En al wat ons regtig kan gee vir God, is onsself. Niks wat ons op aarde by mekaar kan maak, of wat ons kan doen, kan goed genoeg wees om te kan terugbetaal wat God vir ons kom gee het nie. Ons kan nie. Dit is net so groot. En God het in elk geval alles. Dit is in elk geval alles God sin. So, ons kan nie vir hom iets gee nie. Ons kan hom nie terugbetaal nie. Ons kan onsself gee. Dis wat God van ons vra. Dis wat God nog altyd wou gehad het. As hy sy volk skep, dan sê hy vir hulle, ek soek vir julle. Ek is lief vir julle. Ek wil saam met julle 'n pad stap. Ek het jou gemaak om saam met my te leef. As ons in Micha 6 lees, dan sê God vir die volk, ek soek nie julle jaar oud kalvers of al hierdie verskriklike offers nie. Ek soek jou opregtheid. Micha 6, mens, die Here het aan jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied. Lewe reg saam met my, neem my ernstig op, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor die Here, om te dien, om die Here te dien, dit is wysheid. God soek ons opregtheid. Hy sê, leef met die manier wat ek vir jou kom gee het. Hy soek ons harte. So Paulus sê vir gemeente, nou waarvoor wag julle dan? So ons het nou gehoor van hierdie genade en God staan met sy arms oop en hy vra eintlik essensieel vir ons, val net in my arms in. Wees net by my. Kom na my toe. Ek het jou lief. Gee jouself aan my, vertrou my regtig. Nie sê, ja, ons moet die Here vertrou en dan dink ons, kan ons rarig. Die Here sê ons kan rarig. Ons kan regtig. Laat hy jou denke verander. Want as ons na God toe kom, kan ons nie anders as dat ons anders begin dink en anders begin kyk na die wêreld nie. Ons raak bewus van wat vir hom aanneemlik is, wat goed is vir God. En dan raak ons bewus van die feit dat hy eintlik beter weet. Hy sien die wêreld anders. Hy leer ons wat is veilig en wat is goed. Hy leer ons wat maak heel, wat laat groei, wat bring lewe in die lewe en wat dra by daartoe. So as ons by die Here kom en hy sê, gee jouself aan my, dan kom ons en sê, maar Here, okay, help my om te dink en die wêreld te sien deur u oë, want dit is goed en dit is presies soos wat dit veronderstel is om te wees.
En dan in vers 3, dan sê hy, okay my kind, hoe meer jy leer van my, hoe meer jy saam met my lewe en oorgee aan my, hoe meer word jy wat ek jou gemaak het om te wees. Hoe meer word jy soos wat God jou gemaak het, om die beste jy te word wat jy kan wees. Hy sê altyd, dis net jy wat jy kan wees. Ander mense kan maak of hulle jy is, maar hulle gaan nooit jy kan wees nie, nee? Want God het ons almal uniek gemaak. Hy het ons almal gemaak soos wat ons moet wees. En hy sê, wees jy wie jy moet wees. Maar daar kom so 'n bietjie van 'n waarskuwing ook, nee? Hy sê, moenie meer van jouself dink as wat jy behoort te dink nie. Met ander woorde, maar dit gaan ook baie saam met ons denke vernuwe, nee? Want as ons by God kom en hy ons laat toe dat ons anders dink, dan kom ons agter, maar dit gaan nie eintlik oor my nie. Dit gaan oor, hoe kan ek in my volle wese wees wie God my gemaak het, om 'n verskil te maak in hierdie wêreld, om die wêreld 'n stukkie beter te maak, om God se koninkryk te laat kom in die wêreld, nee? Ons hoef nie nuwe goeders uit te dink om te sê, okay, maar kom ons bring vir God na die wêreld toe nie. God's reeds besig om te werk. As ons denke vernuwe en ons leef saam met God, kom ons agter en raak ons oë oop vir dit waar God besig is in die wêreld. En ons sê, Here, hier is ek. Here, ek wil ook deel wees hiervan. Here, gebruik my ook. Ek wil my gawes bring. Ek wil my kant bring. So ek dink nie meer van myself nie. Inteendeel, ek weet wie ek is en ek het vrede met wie ek is. Essensieel sê God ook op 'n manier, okay my kind, wees net die beste jy wat jy kan wees. Gebruik jou gawes wat ek jou gegee het en geniet dit. Ons hoef nie in kompetisie met mekaar te wees nie. Ons hoef nie te sê die hele tyd, maar kyk hoe baie het God my gebruik nie. Wees net in dit. God sê, wees in dit. As jy die gawe gekry het, geniet dit. Want dit is tog wat jou opgewonde maak in die lewe, nee? Dit is tog wat jou energie gee, is dit wat vir jou lekker is om te doen, en dit waarmee jy goed is om te doen, nee? Dit is wat deel van die gawe is. Dit is nie 'n straf om dit te doen nie, dit is juist dinge wat jou opgewonde maak. Geniet dit. Die boodskap vertaal dit so mooi, die gawes wat God vir ons kom gee het. Hy sê, dis hemelse geskenke. Hey, dit is mooi, né? Hemelse geskenke. So die gawe wat God vir jou sê, dit is 'n gawe. Dit is wat gawe beteken. Dit is 'n geskenk. Dit is 'n hemelse geskenk wat die Here vir jou kom gee het. So geniet dit. Geskenke is gemaak om te geniet. Maak nie saak wat ander het nie, want die Here het weer vir hulle geskenke gegee, wat pas by wie hulle is, en hulle kan dit ook weer geniet. Ons kan saam die lewe beter maak, gebruik word deur die God van die heelal. Imagine as ons saam regtig is wat God ons gemaak het om te wees. Wat kan ons nie in hierdie wêreld doen nie? Wat kan God nie deur ons in hierdie wêreld doen nie? Want ons as gemeente is ook hier gesit, né, op 'n plek in ons gemeenskap, om 'n verskil in die gemeenskap waar God ons geplaas het te maak, né? Om ons gawes te gebruik en dit 'n stukkie beter te maak. Daarom sê Paulus ook in die volgende verse, wat maak jou opgewonde? Wat is dit, as ons in die verse kyk en hy praat van die gawes, ons het genade gawes wat verskil volgens die genade wat God vir ons elkeen gegee het. Hy sê, as die gawe van profesie is, gebruik dit met ooreenstemming met die geloof wat ons bely. Met ander woorde, moenie dit misbruik nie. Vertrou die Here daarmee. Luister vir hom, spandeer tyd saam met hom. As dit is om te dien, laat ons dien. Doen dit met oorgawe. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. Bemoedig hulle
En gebruik die gawe wat die Here vir jou gegee het. As dit is om te gee, gee sonder bybedoelings. As jy behoefte het om te gee, doen dit. Ons analyseer dit baie keer, verskriklik baie, en dit is heeltemal normaal, want ons leef in 'n stikkende wêreld, en mense misbruik baie keer ons vrymoedigheid en ons vrygewigheid, en dit maak mense 'n bietjie negatief. Maar die Here sê, gee, ek sal iets daarmee doen. As dit is om te gee, as dit is om leiding te neem, doen dit met toewyding. Om ander te help, dan met blymoedigheid. Kom ons doen dit met oorgawe, met ons volle harte. En het gesê, ek doen dit, want dit is die geskenk wat die Here vir my kom gee het. So ons is besig met ons tema om uit te reik in liefde. En hoe doen ons dit? Ons gebruik ons gawes. Ons wees wie ons is met die meeste liefde wat God vir ons kan gee, of wat ons kan ervaar, en ons bring hoop met dit. Ons bring hoop met dit, met wie ons is. Sê, Here, hier is ek. En hoe begin mens dit? Want baie keer dan sê mens, okay, ek moet my gawe gebruik, maar wat is dit? Wat is my gawe? En ek dink, ons het nou so 'n paar jaar terug, het ons daai draai jou hoed kursus gedoen, wat ons 'n bietjie gepraat het oor verskillende gawes. En wat daar is, so daar's 'n paar spesifieke gawes, en ek dink ons gaan hierdie kwartaal so 'n bietjie fokus op dit, van hoe dien ek? Hoe is ek wie ek veronderstel is om te wees? Hoe reik ek uit? Want daar's verskillende maniere om uit te reik, en daar's verskillende maniere wat jou opgewonde maak, want ons het verskillende gawes. So ons gaan 'n bietjie kyk na die verskillende gawes. Hoe is ek besig om uit te reik in liefde? Hoe kan ek dit doen? Maar as 'n begin, vra mens altyd vir jouself, wat maak my opgewonde? Wat is dit wat my trigger en sê, maar hierdie lyk vir my awesome. Hierdie maak my opgewonde, hierdie laat my hart bokspring. Ek wil hiermee iets doen. Dit is heel waarskynlik iets te doen met jou gawe. Want God het ons so aan mekaar gesit. Ek weet, dit is vir my die grootste voorreg om te gee vir mense. En dit is vir my, dit is deel van die gawe wat die Here vir my kom gee het. So, wat maak jou opgewonde? So, dit is wat ons nou hierdie kwartaal gaan doen. So, ek wil julle uitnooi, kom ons begin. Wat laat jou stil staan? Kom ons dink so 'n bietjie, kom ons gaan sit so 'n bietjie in God se skoot, en kom ons word stil hiermee. As die Here vir jou sê, leef jou gawe, laat jou denke vernuwe. En as ons denke vernuwe, ons het nou gister by die ringsitting ook gesê, ons is liggaam van Christus. En as ons denke vernuwe, dan gaan dit ook oor om 'n kopskuif te maak, oor dat ek nie noodwendig alles self hoef te doen nie. Dat ons nie in kompetisie hoef te wees vir mekaar nie, maar dat ons as liggaam van Christus dien. Ek is deel van iets groters. En ek kan met my volle wese 'n verskil maak. So kom ons sit by die Here en sê ons, Here, praat met die Here. Here, wat is dit wat ek moet doen? Praat met hom oor wat in jou hart is. Wat maak my opgewonde as ek dink om die Here te dien? Hoe sal jy hom graag wil dien? Kom ons word stil.
Here Jesus, help my om al hoe meer na die wêreld rondom my te kyk, deur U oë. Help my om anders te dink volgens U wil. Help my om U gawes wat U vir my gegee het, te leef en te geniet en voluit te gebruik. Here, en as ek bang raak en ek wil dit onder 'n klip gaan sit, help my om dit nie te doen nie. Help my om te sê, Here, ja, dis baie keer 'n bietjie onseker en ons het nie altyd al die antwoorde nie. Maar help ons om te sê, Here, hier is ek. En dat ons dit voluit sal doen met die beste van ons vermoë. Dankie dat ons in U diens mag staan. Dankie dat U vir elkeen van ons gemaak het om iets spesifieks te doen, om 'n doel te hê, om saam met U koninkryk uit te brei. Wat voorreg, Here, wow. Maak ons bewus van waar U besig is om te werk. Maak ons harte oop en praat met ons oor behoeftes wat aangespreek moet word. Dankie, Here, dat ons die voorreg het om saam met U hierdie lewe te kan leef. Dankie dat ons kan weet dat U ons so lief het en dat U die beste vir ons wil hê en dat U ons regtig gemaak het vir 'n rede. Dankie vir al die liefde en al die genade. Amen.